Goeiemôre, baie welkom by Ruimse Gemeente. Ek noem sommer net ons tieners die real deal. Hulle is by The View vanoggend. Ons kinders is saam met ons in die saal, so hulle is baie welkom vanoggend ook saam met ons te kan geniet, maar as daar tieners in die diens is wat graag by real deal wil uitkom, julle is meer as welkom daai kant toe te beweeg. En dan vir alle gemeenteaktiwiteite is julle welkom na die tyd net by die infodesk aan te klop en al die inligting te kry vir al die 17 April, die geleentheid wat ons so bietjie in ons leierskap gaan invest. Dis 'n Vrydag aand, so jy kan sommer net daar ook inligting kry. Vandag op hierdie Paas-Sondag kom ons as 'n gemeente met harte vol dankbaarheid, gedagtes nog vars van dit wat ons Vrydag gevier het en ons kom met 'n verwagting. Die oorwinning is God se, die oorwinning van lewe oor die dood, van lig oor duisternis. Maar voordat ons die vreugde van die opstanding vier, word ons eers net stil vanoggend by die nagmaaltafel. Hier met die nagmaal word ons herinner aan die pad wat Jesus gestap het. Vir 'n oomblik onthou jy in die tuin van Getsemane, sy worsteling wat hy met God gehad het, sy woorde, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Dis sy smeking waarmee hy in die tuin van Getsemane bid. Die verraai met 'n soen van Judas, sy verhoor voor die Joodse raad. En dan die verskyning voor Pontius Pilatus, die skare wat skree, kruisig hom, dieselfde skare wat op Palm Sondag gesê het, Messias, Hosanna, Hosanna aan die hoogste. En nou sê hulle, laat vir Barabbas vry. Toe Pilatus hulle vra om te kies tussen Barabbas en die moordenaar en Jesus. Die geeseling, die gevlegte leersweep met die stukkies metaal en been ingeweef, wat op sy punte vasgemaak is, en soos wat Jesus herhaaldelik geslaan is, stukke van sy vleis wat uitgeskeur is. 'n doringkroon, suurwyn op sy lippe, 'n martelingsdood aan 'n kruis, met spykers wat sy hande deurboor, 'n spies in sy sy. Dit was 'n pad van lyding, van opoffering, maar van liefde. Die brood en die wyn bring ons terug na die kruis, waar sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort is, sodat ons kan lewe. Daar was 'n kruisiging op die Vrydag. Daarom noem ons dit Goeie Vrydag. Want vir elkeen wat deelneem aan hierdie tafel, is daar nou redding. Ons onthou dat die kruis nie die einde was nie, maar die begin van God se groot verlossingsplan. Want dit is juis deur sy kruisdood met die opstanding moontlik gemaak is en geword het. En ek gaan vir hulle vra wat vir ons vanoggend help om die nagmaal uit te deel. Julle kan asseblief vir ons na vore kom. Julle kan vir elkeen neem en ek weet daar's 'n aantal van ons kinders saam met ons in die diens en daarom gebruik ons druiwesap. En ons wil graag vra as jy saam met jou kinders en jou familie vanoggend van die nagmaal gaan gebruik, verduidelik vir hulle net waaroor dit gaan, dat dit Jesus se reddingswerk is wat ons ook so herdenk. Ons gaan jou vra om die brood en die druiwesap vas te hou en dan gaan ons as 'n gemeente saam van dit gebruik. As Augustinus dink aan hierdie geleentheid, aan so aan 'n tafel sit, dan gebruik hy hierdie woorde. We don't take what we're given and then go off and do whatever we will with it. We sit at the table and eat and drink. We become what we receive. Christ is, we are. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daar
Daar was 'n houtkruis, Was jy redder daar aan 'n houtkruis. toe my was hier gekruisig Ja, daar was is? 'n houtkruis. Was jy daar? Daarom sal ek sing. Ek sing met verwondering. Daar was 'n houtkruis, Was jy daar? redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. Was jy daar? Daarom sal ek sing. Ek sing met verwondering. By kruis, o seun van God, word ek begenade. Kyrie eleison. By u, o Here, skuil ek, bevry my, u bly getrou. Stel my nie teleur nie, Heer, u wat my veilig hou. U veilig soos 'n fort, 'n skans, my rots, my heil, my vesting. Ek gee vandag my lewe volledig in u hande. Bevry my uit die hinderlag, skeur die strukse bande. Ter wille van u naam en trou, bly ek in u spoor. Verskyn tog tot my redding, Heer, u wat my smeekstem hoor. U is my rots en skuiling, my tye is in u hand. Hoor my en verhoor my weer, kom vinnig tot my redding, Heer. Kyrie eleison. Red my uit, bevry my uit die vangnet van die vyand. Ek gee vandag my lewe volledig in u hande. Bevry my uit die hinderlag, skeur die strukse bande. Ter wille van u naam en trou, loop ek in u spoor. Verskyn tog tot my redding, Heer, u wat my smeekstem hoor. Kyrie eleison. My rots, my heil, my vesting, kom tot my redding, my vesting. As ons volgende saam die nagmaal gebruik, dan maak dit ons vir 'n oomblik vas aan dit wat ons saam gevier het op Goeie Vrydag. Maar dit bring ons ook in hierdie oomblik in Opstanding Sondag. Ons ontvang Jesus wat gekruisig is, ons onthou Jesus se dood, sy gebreekte liggaam,
sy uitgegiete bloed, wat vir ons redding en reiniging van sondes gebring het. En as ons dan nou so saam die nagmaal gaan gebruik, doen ons dit met dankbare harte, terwyl ons uitsien na die vreugdevolle waarheid, wat ons vandag ook vier, hy leef. Ek gaan saam met ons lees, ons onthou, as ons die nagmaal ontvang ons wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons tydens opstanding Sondag ons hand uitsteek na die brood en die wyn en dit saam gebruik. Dis ons belydenis dat ons van harte glo dat Christus wel lewe en uit die dood opgestaan het en vir elkeen van ons hierdie nuwe lewe gee. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het en die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem nadat hy daarvoor gedank het, het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Gebruik nou saam met ons. En terwyl ons so die kraak van die broodjie hoor en proe, weet ons dat ons nou liggaam van Christus is. En dis juist die werk van Vrydag wat ons bring na vanoggend. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis en elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En ons gebruik dit dan nou saam. In ons ontvangs bevestig ons weer ons identiteit. Christus in my, die hoop vir die wêreld. In you, O Lord, I seek refuge. Let me never be put to shame. My rock of refuge is you, O Lord, my strong fortress, rescue me. You are my rock. You are my fortress, for your name's sake. Lead me, guide me into your hands. I commit my spirit into your hands, Lord. I commit my spirit. I trust in you. You are my God, and my times are in your hands. Into your hands I commit my spirit. Into your
Ek bid vir ons. Here, ons dank U dat ons deel kan hê aan hierdie tafel. Dat hierdie brood en hierdie wyn ons geloof versterk. Ons hoop verdiep en ons liefde vergroot. So met die vervulling van die Heilige Gees. Help ons om as draers van U lig in hierdie wêreld in te stap en met U lig in hierdie wêreld te leef. Amen. Sien die graf waar hy was, sien die steen weggerol, opgestaan, Jesus leef. Sien sy hande, sien sy voete, sien sy wonde en gloed, opgestaan, Jesus leef. Kom ons staan saam, kom ons sê vir mekaar hallo. Draai vir my asseblief na die persoon langs jou toe en sê, Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Kom ons sê dit weer, Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan.
Sy woord is die waarheid wat hy neerstaan. Sy lig bly waar liefde en vrede gaan. Bring hom die eer, ons redder en Sing nou saam.
ons hande op vanoggend. Kom ons sing vir hom, halleluja. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things, have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you have done great things. So we sing how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We sing our God is great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Yes, all will see how great is our God. Baie dankie, ek kan julle sitplekke inneem. En daarom het ons dan nou vanoggend saam gesing. Die graf kon hom nie vashou nie. En die duisternis kon nie die lig oorwin nie. En die dood kon nie God se beloftes beëindig nie. Op hierdie opstanding Sondag vier ons die kern van ons geloof. Dis waaraan ons vashou dat Jesus Christus, die Seun van God, opgestaan het uit die dood en vir ons lewe en hoop gebring het. So wanneer ons vandag bymekaar kom en ons het so vinnig weer net terug gestap na die kruis toe. Gister in die terme wat ons nou vandag dink, die 3 dae voordat hy opgestaan het, want hy sê ek sal in 3 dae weer die tempel bou as die fariseërs hom vasvra. En dan misinterpreteer hulle hierdie gedeelte, die stil Saterdag waarna ons verwys, en dan die opstanding Sondag. So wanneer ons bymekaar kom en ons mekaar herinner deur ons musiek, deur ons woorde van die krag van sy opstanding, dat dit nie net 'n historiese feit is nie, dat dit nie net iets is wat baie jare terug gebeur het en daarom kan ons dan nou vandag saam wees as 'n gemeente en dit gee vir ons so ietsie om te doen nie. Maar nee, dit bring vir ons lewe. Bring vir ons lewe in ons harte
Dit maak vir ons sin in ons lewens. Want dis waar baie van ons stories begin het, en waar ons die verandering beleef het, is toe ons hierdie waarheid kon besef, dat daar vir ons 'n kruis was, en dat dit vir ons sondes was, wat hy gesterf het. Maar saam met dit hoef ons nie daar dan te bly by die kruis nie, ons kan nou wegstap van die kruis af, in die nuwe lewe in. Maar saam met Maria, wat by die graf aankom, is daar ook 'n vraag, want sy kom by 'n leeg graf aan. Ons lees in die skrif dat Maria en die vroue, wat Jesus se liggaam dan nou moes gaan behandel het, opdaag, en hulle losser, die een wie hulle gegroet het, die Vrydag, nie meer daar is nie. Maar hy is ook groter as enigiets wat ooit oor ons pad sal kom. En dis wat Maria gaan hoor en gaan beleef. Groter as ons omstandigheid waarin jy dalk jouself vandag bevind. Klink dit dalk bietjie vreemd? Ek dink veral vir ons wat dalk nog soekend is en wat nog baie vrae het oor die werklikheid en hoe dit wat ons lees, dit wat ons oor praat, dit wat ons besing, regtig 'n effek in my elke liewe dag lewe het. Hoe kan enigiemand regtig glo dat 'n Joodse man wat 2000 jaar terug gelewe het, rondgeloop het, radikale dinge dalk gesê het, mense aangemoedig het tot aangrypende keuses uit te oefen? Ek dink aan die ryk jong man wat 'n uitdaging sê, gaan verkoop alles. Ek dink aan die vrou by die put, die Samaritaanse vrou wat hy dan ook sê, gaan en gaan vertel, want as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors nie. Dis keuses wat elkeen van hulle moet uitoefen. Mense is aangemoedig tot aangrypende keuses, wonderwerke wat verrig is. En nou beweer hulle dat die lam van God alle sondes kan wegvat. Dat hy wel gesterf het en dat sy volgelinge, ons vandag nog, dat hy opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel. En dalk is die vraag dadelik, okay, maar waar is dit? Hoe lyk dit daar? Is dit 'n plek waartoe ons kan gaan? En nou, omdat hy 2000 jaar terug of gelede geleef het, kan ons dan vandag ook die ewige lewe hê. En baie van ons het vrae daaroor. Selfs in Paulus se tyd skryf hy aan die gemeente in Korinte, want dis die gesprek wat in hierdie eerste gemeente begin opkom. Hy skryf in 1 Korintiërs 15 oor hierdie stukkie. Ek sê weer, as die dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. In daardie geval, so hy wil ons eintlik net terugvat en hy sê, ja, die kruis was deel van dit. Dit is die aankondiging, die proclamation, maar dis juist hierdie opstanding wat ons eintlik nou na die nuwe lewe toe lei. In daardie geval is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons egter ook niks meer sou kon hoop, as dat Christus 'n verskil sal maak aan ons huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammeringswaardigste mense onder die son wees. Dis wat Paulus skryf aan hierdie gemeente. En miskien is dit iets wat jy vanoggend moet hoor. Dat as daar net 'n plastiekkruis was, want dis wat ons baie keer mos van die kruis maak, sonder die opstanding Sondag wat ons vandag kan vier en sing dat hy leef, dan is dit nogal bejammeringswaardig. Met ander woorde, of ons het die geloof in dit, of ons staan met 'n leuen in ons hand. Dat ons mislei is en almal anders mislei, en daaroor moet ons jammer gekry word as dit die waarheid is. Daar's nie 'n middel, daar's nie 'n stil Saterdag nie. Dis of dit of jy glo dit nie. Ons glo, dink ek baie van ons, eers wanneer ons 'n goddelike bewustheid ontwikkel, 'n godsbewustheid. So wat ek daarmee bedoel is hierdie bewuswording dat hy nog altyd daar was, maar dan gebeur daar soms iets, 'n ontmoeting, 'n gesprek, 'n belewenis, en dan word daar is amper asof ons oë van ons of ons skille van ons oë afval. Ons begin agterkom, maar hy's hier. So kom ek gebruik 'n ander voorbeeld. Miskien is dit so bietjie ver verwyderd
as ek dink aan godsbewustheid. Miskien moet ek eerder kom na, as jy nou onlangs met gesondheidsprobleme gesit het, en jy het al die toetse ondergaan, en al die scans gehad wat jy moet hê, en al die bloedtoetse wat jy moet hê, en dan kom hulle ewe skielik agter, dat jy gluten intolerant is. Voorheen het jy pizza geëet, nie net een nie, maar jy het die double slice stacker gevat. Nou ewe skielik, gaan soek jy die glutenvrye kos op. Of jy kom agter, die gewone melk akkommodeer nie meer nie. Nou het jy 'n bewustheid, dat miskien moet ek die almondmelk saam met my koffie vat. Kom ek vat dit nog so 'n bietjie meer, ek het 2 tieners in die huis. Vir nou, is ek dalk net die ATM. Maar ek weet daar gaan 'n dag kom, want ek het dit van ander vriende van my gehoor, wie se seun nou eerste jaar op universiteit is, dat dit net noodles is wat geëet word. 2-minute noodles, 1, dis vinnig, maar 2, dit kos min. So solank as wat ek die ATM is, het hulle nie nodig om die bewuswording dat dit van elders af moet kom mee te leef nie. Totdat hulle self in die situasie is en moet begin betaal vir dit, en nou is daar 'n bewuswording wat geskep word. So dinge wat nog altyd daar was, maar nou word ons bewus daarvan. En dis wat Goeie Vrydag en Opstanding Sondag vir ons doen. Dat daar dalk vrae in jou hart is, 'n hinkering, 'n idee. En dit was nog altyd daar. Maar nou word ons bewus daarvan. En dis presies wat met Maria gebeur, Johannes 20, en ek het so 'n paar verse gaan uithaal wat ek vir ons wil lees. Vroeg die sondagoggend, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip voor die graf weggerol is. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en die liefling disipel en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het uitgekom en na die graf toe gehardloop. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan, gesien en geglo. 'n bewuswording. Hulle het nog die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disippels weer teruggegaan huis toe. Dan lees ons verder. Maria het buite die graf gestaan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere aan wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het, een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Klink dit nie bekend soos 'n ander Maria, toe Jesus by Lazarus se dood aankom, en sy vra, kry ook hierdie ander vraag, glo jy, waarom huil julle? Waarom ween julle? En sy antwoord hulle het my Here weggeneem, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En dan eindig die stuk, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai, en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef, dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? En dan vers 16, sy het gemeen dat die tuinwerker is, en het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom gaan haal. En Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni. En dit beteken leermeester. Ons glo omdat daar 'n werklikheid van God, ons Skepper en Heer gekom het. Hierdie Skepper het homself geopenbaar, nie net aan haar nie, nie net met die uitspreek van haar naam nie, maar so ook vir elkeen van ons. Hierdie verhaal van Maria begin nie net daar by die graf nie. Het begin al lankal voorheen. Onthou jy, toe Jesus haar oor haar pad kom, en sy was getormenteer deur bose geeste wat binne in haar was, en hy het dit uitgedryf, het hy haar 'n nuwe identiteit gegee, hy het vir haar 'n nuwe lewe gegee. Dis 'n fascinerende disipel van Jesus hierdie. Sy was gevul met hierdie geeste, maar nou het sy 'n nuwe naam. En as hy haar naam noem, dan kom sy tot 'n godsbewustheid, dat dit hy is wat met haar praat. Hy het haar waardigheid gegee. In 'n samelewing waar vroue
net nie waardeer was nie. Hy het haar ingesluit en geëer. Vir haar was Jesus alles. En ja, vir 'n oomblik het dit gevoel asof alles uit haar hande uitglip. Asof sy weer gaan terugkeer na die lewe wat sy geken het, voor sy met Jesus te doen gehad het. Want sy staan buite die graf en sy huil, met speserye in haar hande, om eintlik maar net deur rituele, die doodsrituele te gaan, om sy liggaam te gaan behandel. En dit is dalk belangrik vir elkeen van ons, want ons moet almal die vraag beantwoord, hoe hanteer ons die gebrokenheid van ons eie wêreld? Dalk staan jy voor 'n leë graf en jy het gehoop dat hy dalk nog daar gaan wees en dat hy dalk gaan opdaag. En nou moet jy terugdraai. En dalk kom staan hy vanoggend by jou en hy roep jou op jou naam. Daar was 'n ander figuur in die Ou Testament, 'n ander dame. Haar naam was Rut, wat 'n soortgelyke belewenis gehad het. En ek wil hê ons moet na haar storie luister. Maar maak jou ore oop en kry 'n godsbewustheid deur hierdie woorde wat jy gaan hoor, van 'n Rut en 'n Maria, wie op die naam genoem word. Die sand is warm, waar dit teen my kaalvoete bo op my sandale skuur. En ek dink aan al die hitte wat ek in die laaste tyd beleef het. In hierdie onsekere tyd, saam met Naomi, wat ons berusting soek. Sy het tot haar naam verander, na Mara, 'n naam vol bitterheid. Ek tel die gerwe op, die groenstukke behoud wat ons dra deur hierdie tyd van onvaste grond. Die jong mans op die lande is ons goedgesind. Ek sien hoe hulle telke male van die snydings laat val en laat agterbly sodat ek dit kan optel. By die waterpunt hoor ek die mense praat. Hulle sê dat Boas die mans beveel het om dit te doen, om my te laat begaan, sodat ek die stukke kan versamel en my mandjie na oorlopends toe kan vul. Is dit die hand van die God van Naomi? Die God wat ek as my eie aangeneem het? Wat deur hierdie man Boas, sy goedheid, sy oop hand, vir my vertroosting bring? Is daar uiteindelik hoop na hierdie verskriklike tyd? Uiteindelik 'n tuiste, 'n plek waar ek rus kan vind. So hierdie plek waar sy rus vind, is by Boas se voete. En Boas is 'n tipe van Jesus. As hy daar by sy voete lê, dan sê sy, "Cover me with your robe." En dis wat elkeen van ons uitroep. Miskien as ons in 'n leë graf inkyk, as ons 'n storie soos 'n Rut het, want haar storie, alhoewel dit eindig dat uit haar en Boas se verhouding 'n Dawid gebore word, die lineage, die voorganger, die een wat God liefhet, maar uit dit uit 'n Messias, 'n Jesus, is dit nie hoe dit begin het nie. Hierdie Moabiet, een wat 'n heiden genoem word, een wat geen covenant met God kan hê nie, een wat nie in die verbond ingesluit was nie, sy word genooi. Daar's geen beloftes van erfenis, geen beloftes van 'n antwoord op haar soeke, op haar begeerte om geken te word nie. Behalwe dat sy antwoord as Naomi wil terugtrek. Want hulle kom uit Bethlehem.
En Bethlehem beteken die huis van brood. En toe hulle wegtrek die eerste keer, was daar 'n hongersnood, geen brood. Maar nou verander die storie. En dan antwoord sy vir Naomi, waar u gaan, sal ek gaan. U God is ook my God. Dit is geloof en redding. Daar is 'n verlange in Rut se storie. Ek het op u gewag, met hinkering gewag. U het na my afgebuig en my geroep gehoor. U het my opgetel uit die diepte. U het my laat staan op vaste grond. Uit die modder, uit die slijm, het U my voete op 'n rots laat rus. U het my laat loop op vaste grond. U het my opgetel uit die diepte. U het my laat staan op vaste grond. My begeerte is om U wil te doen. My begeerte, U wil. Heer, U wil. Dankie Heer, ek het my rus gevind. So die verhaal vanoggend van 'n Maria wat by 'n leë graf aankom, wat 'n storie het wat dalk nie so mooi lees soos ons graag sou wou gehad het, die eerste disipel of die eerste getuienis van Jesus se storie moet klink nie. Ons sou dalk baie ander persone kon gekies het as ons gedink het aan wie die regte persoon sal wees om te gaan vertel van 'n leë graf en dat dit wat hy oor gepraat het 'n werklikheid is, dat hy werklik opgestaan het, veral omdat haar ontmoeting met Rabboni was, met haar leermeester, met haar Heer. 'n Rut se storie, as ons hom begin lees, Rut 1, dan klink dit so asof hulle buite die wil van God leef, asof dit nie die plan is wat vir hulle bedoel was nie. Maar dan maak sy haarself oop, sy maak haarself afhanklik, sy bly gehoorsaam aan haar skoonma, en haar skoonma se aanbiddingsmanier en haar God. En dan kom God en hy kom ontmoet haar. En elke keer uit hierdie twee stories sien ons so ietsie van ons eie werklikheid. Ons sien dat ons baie keer in oomblikke is van ongemak en van teleurstelling, dat ons nie weet wat volgende vir ons voorlê nie. En Maria Magdalena het dit ervaar, 'n ontmoeting, 'n teleurstelling, wat dan verander wanneer sy met die tuinier ontmoet. 'n Rit by die dorsvloer met Boas. Elke keer as ons van 'n dorsvloer in die skrif lees, dan lees ons van veroordeling. Maar hier sien ons dat die redder, die een wat 'n tipe van Jesus is, ons juis daar kom haal, daar kom ontmoet. By sy voete soek sy nie romans nie, maar sy soek verlossing. En sy sê, cover me. En ek hoop vanoggend dat hierdie opstanding Sondag ook vir jou 'n belewenis, 'n ervaring sal wees, dat dit nie net is wanneer ons hom soek, wanneer ons storie nie sin maak nie, maar dat hy die een is wat vir ons hoop bring, op verskeie maniere. Ek dink daar's persoonlike hoop vir Maria. Sy dink waarskynlik,
toe sy by daai leeggraf inloer, wat gaan van my word? Wat gaan van ons word? Waartoe moet ek nou gaan? En so kies hy dan vir Maria. Sy word die eerste getuie van hierdie opgestane Christus. Sy wat die eer het om aan die apostels te kan verkondig, hulle bekend sal staan vir hulle getuienis wat hulle gelewer het. Ek hou van hierdie prentjie vanuit hartseer, vanuit teleurstelling, kom daar iets mooi. Ek wil hê jy moet vir ons Louis Miller se prente opsit. Louis Miller doen blomrangskikkings, maar hy kies die vreemdste plekke om dit in te doen. As Louis Miller 'n asblik soek, of 'n plek wat vol graffiti is, en wat eintlik in New York moet gesloop word, in ons terme seker 'n pothole, dan kies hy om die mooi te sien. Hy kies om met ander oë te kyk. Hy kies om nie 'n leeg graf te sien nie, hy kies om die tuinier se stem te hoor. Hy kies nie om op die dorsvloer te gaan sit en te verlei nie, maar om te sê, ek wil u sin wees. Hy kies soos Maria, waar asblikke en gebroke plekke, waar almal dink daar's geen lewe nie, en hy plaas sommer net skoonheid in die middel van gebrokenheid. En Jesus kan dit vanoggend vir jou kom doen. Hy kan die een wees wat hierdie nuwe blommerangskikking, so op opstanding Sondag, wat nuwe lewe vir jou kan gee, ongeag, te midde van, binne-in, die seer en dit wat jy dalk nou mee sit. Skielik besef sy, daar is 'n opstandingslewe, en nou is sy gekroon met heerlikheid. Ons het haar gesien, ons het haar gehoor, ek hou daarvan, en ek weet, die uitnodiging is vir elkeen van ons. Dis die storie van die kerk. Blomme lyk mooi in die kerk, rangskikkings lyk altyd goed, want mense verwag dit daar. Maar hulle lyk nog mooier buite in die wêreld. Buite in 'n wêreld vol gebrokenheid, vol eentonigheid en vol hartseer. I pray you'll be ours and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore and resterà. hold it in our heart. Ricordaci When che stars go out each night, la terra stella sei nella mia preghiera. let this be your prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place
Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno di là, ma il suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai, As the life becomes, desiderio and che watch us from ognuno above. troviamo We hope it's so we'll find intorno dentro sé. another soul to have. Let this be your prayer, Let this be a prayer, just like every child. just like every child Needs to find a place. guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. And our Fennica, I just saw noi. Sento che ci salve. Amen. Kan ons saam staan? Ek wil vir ons 'n gebed doen. Ons gaan in 'n oomblik die geloofsbelijdenis aflê as 'n gemeente. Maar voordat ek daarby uitkom, wil ek eers vir jou vra, persoonlik. Staan jy dalk en kyk in 'n leë graf in? En jy het nog net nie die moed om te draai en die stem van jou meester te hoor nie. Miskien is die donkerte wat jou innooi die hele tyd. Miskien moet jy vanoggend op 'n plek kom, soos hierdie lied ons nou net genooi het, se gebed. By 'n plek kom, bewus word, 'n godsbewustheid kry, so op Opstanding Sondag, dat hy die een is wat vir ons lewe gee. En hy nooi jou vanoggend na daai lewe toe. Kom ons bid saam. Here, vir elkeen van ons vanoggend, my insluitend. Mag ons harte geroer word, maar meer net as ons harte en ons gedagtes. Mag ons lewe ten volle weer oorgegee word aan U. Met soveel teleurstelling en baie van ons met soveel vrae, omdat dit nie uitwerk nie. Omdat dit nie gebeur wat ons graag voor hoop en voor bid nie. Here, my gebed is dat ons vanoggend U stem sal hoor, dat ons weer die mooi, die ryker sal sien, dat U ons sal nooi om 'n getuie van U te wees. Vir elkeen van ons wat hier saam is vanoggend. Mag ons belydenis wees, so groot soos wat ons geloofsbelydenis is. Hy lewe, hy het waarlik opgestaan. Mag dit so wees vanoggend. Amen. Ek gaan vir ons voorgaan met die geloofsbelydenis en daarna gaan ek vra dat ons as 'n gemeente dit herhaal die eerste lyn en dan sommer net saam met ons lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Julle kan saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Amen.
glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, hy het my geroep. Gee my sy vrede en my gemoed. Ek weet verseker, hy leef in my. Hy is die rede dat ek my verbly. Sing vir my lewe, hy is in beheer. Jesus my strewe, hy sal my leer. Jesus my leidsman, hy laat my leer. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek verloor, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Selfs as ek struikel, selfs as ek struikel en ek verloor, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Hy bly getrou. Mag ons dankie sê vir elkeen wat 'n aandeel gehad het van Woensdag met ons Paasete tot ons tweede diens se toesluit en afsluit. Mag dit vir elkeen van julle 'n besonderse tyd gewees het hierdie Paastyd, saam met familie, saam met medegelowiges, en kan ons aanhou hieroor praat
en hieroor gesels, oor God wat leef in elkeen van ons, en dat hy uitnodiging vir almal maak, om daar ook te kan wees, en Opstanding Sondag in jou lewe te mag geniet. Ons wil jou uitnooi, as jy uitry, om asseblief vir ons die onderste hek te gebruik. Ons 10 uur diense mense gaan begin inbeweeg, en dan as jy by die stopstraat kom, om sommer links af te hou, om te draai en dan op te gaan, in plaas van om te breë oor die groot kruising, gaan net so, ons het 'n groot groep mense wat vanoggend saam met ons kuier, ons wil graag julle volgende week weer by ons hê. En nou ontvang die seën. Mag die opgestane Here, wat die dood oorwin het en nuwe lewe bring, met julle gaan en in julle woon. Mag sy vrede julle harte vul, sy hoop julle dra in tye van onsekerheid, en sy liefde deur julle vloei na almal rondom julle. Gaan nou in vreugde, die vreugde van die opstanding, om lig te wees in die wêreld, en dra die goeie nuus. Hy leef, Christus leef, hy het opgestaan. Amen.